Goeiemôre. Jy luister na die 79ste oordeenking in die reeks Die Goeie Lewe. En vanoggend se tema is die skaarfmodel. Gister het ons gepraat oor die effek wat bedreigende of perseptueel bedreigende omstandighede op ons kan hê. Dis veral veranderende sosiale situasies wat hier ter sprake is, soos aftrede waarop ons vanoggend gaan fokus. Maar dit sluit ook ander forme van onsekerheid in, soos verlies, siekte, ekonomiese druk, 'n kind wat die huis verlaat. David Rock het gevind dat daar 5 domeine is wat ons denke en gedrag in 'n sosiale konteks beïnvloed. 'n Mens kan dit ook sien as 5 ankers wat 'n mens kan help om die storms van die lewe te trotseer. Dit word deur die akroniem SCARF aangedui. S-C-A-R-F. S staan vir status, C certainty, A autonomy, R relatedness, F fairness. Kom ons praat oor elkeen van hierdie domeine. Status. Wie is ek nou? Aftrede bring 'n verskywing in sosiale status mee, aangesien individue beweeg van 'n loopbaangerigte rol na 'n nuwe identiteit. Ek was 'n bestuurder, ek was 'n onderwyser, ek was 'n wat ook al. Die skaarfmodel help mense om gevoelens van verlies of ontoereikendheid wat met hul nuwe status gepaard gaan, te erken en aan te spreek. Deur proaktief nuwe rolle en verhoudinge op te soek, kan afgetredenes weer 'n sin van waarde en betekenis vind. Ons status word gedeeltelik bepaal deur ons beroepsidentiteit. As ek my volle identiteit daarin laat opgaan het, was my strategie lankal verkeerd. En in 'n geestelike sin het my identiteit absoluut niks te doen met my werkstitel of posisie nie. Weereens, as dit is hoe ek myself gedefinieer het, het ek lankal die plot verloor. Nie een van ons kom staan voor die kruis van Christus as 'n direkteur van 'n maatskappy of watter posisie ons ook al beklee het nie. My identiteit in Christus, my status in God, verander nie met pensioen nie. Begin dus elke dag deur jou identiteit in Christus te bevestig. Ek is geliefd, ek is gekies, ek is begenadig, nie op grond van prestasie nie, maar enkel en alleen op grond van genade. Certainty. Wat hou die toekoms in? Aftrede bring onsekerheid mee. Of dit nou finansiëel, my gesondheid of in sosiale verhoudings is. Die skaarfmodel moedig afgetredenes aan om duidelikheid en voorspelbaarheid in 'n lewens te bring, deur helder finansiële planne te ontwikkel, nuwe stokperdjies te begin en ook nuwe sosiale netwerke te vestig. Eergisteroggend het iemand vir my 'n boodskap gestuur en gesê 10 jaar voordat hulle afgetree het hy en sy vrou reeds gesit en hulle aftrede beplan. Wat gaan hulle doen? Waar gaan hulle bly? By watter gemeente gaan hulle inskakel? En nou geniet hulle aftrede. 'n Mens hoef nie af te tree as 'n multimiljonair om jou aftrede te geniet nie. Kommernisse oor hoe ek my tyd gaan spandeer, of my geld genoeg gaan wees, sal die lewe nog sin hê, hoeveel tyd ek oor het, is alles vrae wat 'n mens so kan verorber, dat jy vergeet dat jy leef, dat jy die voorreg het om elke dag te kan asemhaal. Die Bybel sê dat die toekoms nie voorspelbaar is nie, maar dit sê vir ons dat God wel is. God is betroubaar. Jakobus herinner ons, julle weet nie eens wat môre gaan gebeur nie, sê eerder, as die Here wil. Natuurlik weet nie een van ons wat die toekoms sal inhou nie, maar ons weet die Here sal daar wees, by ons wees. Autonomy. Het ek nog beheer? Aftrede kan groter vryheid bring, maar dit bring ook miskien 'n verlies aan beheer. Jy het nie meer dieselfde roetines en doelwitte nie. Jy weet, jou hele bestaan was vir soveel jare so geabsorbeer deur die
beplanning, die afsprake, die angstigheid van afsnydatums en dies meer. En skielik sit jy die skakelaar af, stap uit by daai deur en maak hom toe. Dit sal 'n geruime tyd wees voordat ons hele stelsel net weer stabiliseer. Die skaarmodel kan afgetredenes help om hulle autonomie te omhels deur nuwe doelwitte te stel, betekenisvolle aktiwiteite te vind en aktief deel te neem in hulle gemeenskappe, veral in hulle gemeentes, soos wat ek eergister genoem het. Ja, in die werksplek neem jy baie besluite. Na aftrede voel dit soms of jy minder keuses het, veral as gesondheid of finansies beperkend raak. Maar God gee aan elke liewe mens gawes, en in die besonder die gawe van 'n keuse. Die keuse om my gesindheid te bepaal. Vanoggend het ek 'n begrafnis van 'n oom wat vir 4 jaar lank bedlêend was. En sy vrou en sy kinders sê vir my, in 4 jaar het ons hom nooit hoor kla nie. As jy vir hom vra hoe gaan dit, het hy gesê, baie goed dankie, met 'n glimlag op sy gesig. Ek kry eintlik skaam as ek dink hoeveel dae ek kla oor onbenullighede. Dit het my regtig diep getref. 'n Mens kies jou gesindheid. 'n Mens kies hoe jy reageer op jou omstandighede. En dank die Vader vir mense soos om Tom, wat 'n mens herinner dat jy in alle omstandighede kan bly wees. Luister net wat sê Paulus in Filippense 4. Ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. Relatedness. Wees nog naby aan my. Sosiale verhoudings is van kardinale belang tydens aftrede, aangesien individue eensaamheid of isolasie kan ervaar as hulle nie doelbewus besluit dat ek nuwe verhoudinge gaan bou nie. Die skaarsmodel moedig afgetredenes aan om nuwe bande te vorm. Sluit aan by 'n klub, sluit aan by 'n vrywilligerswerk. Neem deel aan aktiwiteite by jou gemeente, begin 'n nuwe bediening, begin 'n stokperdjie, ontmoet nuwe mense, bel oud kollegas en kom by mekaar, gereeld by mekaar, gaan drink koffie. Hoeveel talente en gawes het jy wat jy nog nooit tyd gehad het om te ontgin nie? Nou is die tyd. Aftrede bring stilte, maar pas op vir eensaamheid. Verhoudings moet doelbewus gekweek word. God het ons gemaak vir gemeenskap. Dis nie opsioneel nie, dit is noodsaaklik. Dink net aan al die mekaar opdragte in die Bybel. Dink aan Paulus veral wat in sy hele korpus soveel keer geskryf het oor pas mekaar op, respekteer mekaar, sien om na mekaar, dra mekaar se laste en dies meer. Fairness. Is dit regverdig? Tydens aftrede kan mens maklik begin voel dat die lewe nie regverdig met jou is nie. Dat mense ondankbaar is. Jy het jou hele lewe gegee en tjoef, in 'n oomblik word jy oorbodig verklaar. Hierdie gevoel van onreg kan maklik oorgaan in slagoffersmentaliteit. Hoekom ek? Wat het ek gedoen om dit te verdien? Die lewe is nie regverdig nie. Nou dat ek oud word, is ek skielik onbruikbaar. Sulke vrae hou 'n mens vas in 'n plek van passiwiteit en selfbejammering. Die skaarsmodel help ons om hierdie valstrik te vermy. In plaas daarvan om op die vraag, hoekom het dit met my gebeur, te bly vaskyk, vra eerder die vraag, wat is binne my beheer? Hoe kan ek sin maak van my situasie? Waar kan ek 'n verskil maak, selfs al voel dinge onregverdig? Deur aktief ondersteuning te soek, oop te wees oor jou eie behoeftes en te werk aan verhoudings waar respek en wederkerigheid heers, kan ons weer 'n nuwe sin van regverdigheid en eie waarde ontwikkel. Nie omdat alles perfek verloop het nie, maar omdat ons kies om nie deur ons omstandighede gedefinieer te word nie. In Psalm 46 vers 11 lees ons, wees stil en weet, ek is God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader,
Ons vra dat U ons sal vul met U Heilige Gees, dat ons die vrug van U Gees in ons lewe sal bly beoefen, om lief te hê, om met blydskap te leef, om vrede te maak, om geduldig te wees, om vriendelik te bly, goedheid na te streef, getrouheid, en met sagmoedigheid en selfbeheersing op te tree. Ek weet dat ek aan Christus behoort, en ek kruisig my hartstogte en my begeertes, wat nie in pas is met U Heilige Gees nie. Help my om nie verwaand te wees, ander uit te tart of jaloers te wees nie, maar help my om in 'n gees van sagmoedigheid ander reg te help. Deurgrond my siel, o Heer, dat ek myself blywend ondersoek en my hart voortdurend tot U bekeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.